goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Ons aanvangswoord vir oggend kom uit Psalm 29. Gee eer aan die Here, kinders van God. Gee eer aan die Here. Sien God se heerlikheid. Erken God se krag. Gee eer aan die Here. Heerlik is die Heer se naam. Ons buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Goddelike heerlikheid laat die water dreun. Die Here is magtig bo die waters. Die troon van die Here is bo die vloed. Die Here is vir ewig koning. Die Here seën ons met sy vrede. Genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en al God se kinders sê saam, Amen. Daar's nou geleentheid vir stil gebed. Kom ons praat met die Here en kom ons sê vir hom dankie dat ons ook vanoggend hier by mekaar kan wees. Wie het ek buiten u?
Kom ons bid saam. Here, ons sê so dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, u weet watter uitdagings elkeen van ons gehad het om vanoggend hier te kom. Here, krag wat nie werk nie, plekke waar daar nie water is nie. En ons wil net, Here, ons wil vanoggend net kom en ons stad se bestuur na u toe bring. Here, ons het nie eers altyd woorde wat ons moet vra nie, maar ons kan net vra vir u genade, Here, en dat u werklik sal intree en dat u in mense sal werk, Here, om net te doen dit wat hulle moet doen, hulle werk, sodat dinge kan begin beter gaan en dat dinge wat moet werk, wat nie meer werk nie, Here, dat dit ook tot orde sal kom. Ons sê so dankie dat ons weet dat u ons Vader is en dat ons met enige iets na u toe kan kom, Here, en dat u altyd daar is en dat u altyd bereid is om na ons te luister. Ag Here, so weet u ook dat hier van ons gemeentelede wat siek is, Here, wat swaar kry en wie se families ook daardeur geraak word en wat ook swaar kry. Ons wil vir almal kom bid, Here. Ons sê so dankie dat ons weet dat u die groot geneesheer is. Here, by mense is soveel dinge onmoontlik, maar by u is alles moontlik. Here, en ons wil, ek wil almal wat vanoggend hier is ook na u toe bring en kom vra dat u ons gedagtes en ons harte net sal gevange neem, Here, en dat u Gees sal kom en dat u Gees sal werk. En dat ons vanoggend elkeen iets sal hoor, Here, wat ons miskien nog nooit aan gedink het nie, of wat ons nog nooit so gehoor het nie. En dat ons hier sal uitgaan, Here, en dat ons 'n verskil sal gaan maak in die wêreld. Ja, Here, want ons kan kla en ons kan ons ook moeg swoeg en moeg bekommer, of ons kan doen wat u wil hê ons moet doen en werklik ander mense en ander lewens aanraak en oral waar ons gaan lig bring en 'n verskil maak. Wil u dan kom vanoggend, Here, en wil u werklik met ons kom praat? Ons sê vir u so dankie dat ons dit alles kan bid in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend 'n baie bekende skrifgedeelte, veral ons gemeente ken dit baie goed, gaan ons saam lees, maar ek wil ook vra dat ons vanoggend met nuwe oë daarna sal kyk. Matteus 11 vers 28 en 29. En dan gaan ons ook later uit Matteus 23 lees. Matteus 11. Matteus 11 vers 28 en 29. En ons gaan, kom ons lees dit net eers. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Vandag gesels ons oor hoe ons gevorm kan word vir God se koninkryk deur geestelike dissiplines. En kom ons kyk dan na 'n paar punte wat hieroor gaan. Die eerste is moe geloof in 'n besige wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend jaag, wat eis en wat verbruik. Baie gelowiges is vandag besig, selfs godsdienstig, maar innerlik is hulle moeg. Moeg om altyd genoeg te probeer doen. Moeg om getrou te wees in 'n wêreld vol afleiding. Moeg om reg te leef terwyl ons onsigbare laste dra. En juis in hierdie moegheid gee Jesus nie vir ons 'n program om te volg nie. Hy gee vir ons 'n uitnodiging. Hy sê, kom na my toe. Voor opdragte, voor dissiplines, voor diens. Kom. Hierdie preek vanoggend gaan nie daaroor om meer vir God te doen nie. Dit gaan daaroor om net weer te kyk na hoe Jesus saam met God geleef het en om toe te laat dat sy lewenswyse ons saggies vorm. Die tweede punt is, kom na my toe, waar dit gaan oor verhouding voor dissiplines. Geestelike dissiplines maak net sin as dit begin by verhouding. Jesus sê nie, verbeter jouself nie. Hy sê nie, kry jou lewe reg nie. Hy sê nie, probeer harder nie. Hy sê, kom na my toe.
Elke dissipline wat Jesus beoefen het, het voortgevloei uit sy verhouding met sy Vader. Hy het gebid, omdat hy God die Vader lief het. Hy het hom onttrek om na God die Vader te luister. Hy het gehoorsaam, omdat hy aan die Vader getrou wou wees. En omdat hy die Vader ook vertrou het. Geestelike dissiplines is nie 'n leer om te klim om by God uit te kom nie. Dit is paaie wat ons saam met God stap. Die volgende punt gaan oor wat Jesus vir ons sê, leer van my. En hier gaan dit oor disippelskap as leermeesterskap. Jesus sê vir ons, leer van my. Nie net leer oor my nie, maar leer my manier van leef. In die antieke wêreld het 'n disipel nie net kennis ingeneem nie. 'n Disipel het die lewenswyse van die leermeester nagevolg. Die leermeester se ritmes, sy gewoontes en ook sy houding teenoor God en mense. Om 'n Christen te wees beteken dis nie net om te glo wat Jesus geglo het nie, maar om te leef soos wat Jesus geleef het. En dit is waar die geestelike dissiplines inkom. Die eerste een is afsondering en stilte, om Jesus se pas aan te leer. Jesus, het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Ons kry dit in Lukas 5 vers 16. Jesus het homself dikwels onttrek. Hy het homself onttrek van die skares, van die eise wat aan hom gestel is, maar ook van sukses en van druk. Afsondering was nie ontvlugting nie. Vir hom was dit heroriëntering. In stilte het Jesus sy identiteit bevestig. Hy het die wil van sy Vader in sy lewe hernie. En hy het geweier om dringendheid bo gehoorsaamheid te plaas. Ons leef in 'n wêreld wat vol geraas is. Dit is vol kennisgewings, dit is vol menings, dit is vol eindelose inligting. Sonder stilte verloor ons onderskeidingsvermoë. Ons verloor ons diepte. Ons verloor ons innerlike rus. Stilte is nie maar net leeg nie. Stilte is die ruimte waar God praat. Die volgende dissipline is gebed. En gebed gaan daaroor om afhanklikheid te leer. Jesus het gebid. Hy het gereeld gebid. Hy het diep gebid. Hy het eerlik gebid. Hy het vroeg in die oggend gebid, soos wat ons lees in Markus 1 vers 35. Hy het voor groot besluite gebid. Soms het hy deur die nag gebid, soos wat ons kry in Lukas 6 vers 12. Voor hy sy 12 disippels gekies het, het hy gebid. Toe hy bedroef en beangs was in Getsemane, het hy gebid. Ons lees daarvan in Matteus 26. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy gebid. Lukas 23 vers 34. Gebed was nie vir Jesus iets wat hy af en toe gedoen het, of wanneer daar 'n krisis was nie. Gebed was vir Jesus sy verhouding met sy Vader. In gebed het Jesus sy gehoorsaamheid gevorm. Nie my wil nie, maar U wil geskied. Gebed leer ons afhanklikheid in plaas van beheer. Dit leer ons vertroue in plaas van angs. Dit leer ons oorgawe in plaas van 'n gesoeg. Wanneer gebed verdwyn, raak ons afhanklik van onsself en is ons nie meer afhanklik van God nie. Wanneer gebed egter verdiep ons vrede. Die volgende dissipline is die skrif, om die wêreld deur God se waarheid te sien. Jesus was diep gewortel in die skrif. Hy het versoekings weerstaan met die skrif, soos wat ons lees in Matteus 4.
Hy het ander mense en sy disippels uit die skrif uitgeleer. Hy het die skrif gebid. Hy het die skrif geleef. Die woord was nie vir Jesus maar net 'n bron van inligting nie. Dit was wat hom gevorm het. As Jesus dan die skrif nodig gehad het om getrou te bly, hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie. Die skrif heroriënteer ons denke. Die skrif anker ons identiteit. Die skrif vorm ons verbeelding. Ons lees nie maar net die Bybel om dit te bemeester nie. Ons lees die Bybel sodat dit ons kan bemeester. Die volgende dissipline is vas. En vas gaan daaroor om vertroue en vryheid te leer. Jesus het in die woestyn gevas voor hy sy openbare bediening begin het. Vas het vir Jesus die volgende duidelik gemaak: sy roeping, sy afhanklikheid en sy weerstand teen maklike kort paaie. Vas herinner ons dat ons meer is as maar net verbruikers. Dat elke begeerte nie onmiddellik bevredig hoef te word nie. Dat God ons ware lewensonderhoud is. Die mens leef nie maar net van brood alleen nie, soos wat ons lees in Lukas 4 vers 4. Vas is nie straf nie. Dit is inoefening. Dit is 'n manier hoe ons harte kan leer om dieper op God te vertrou. Die volgende is gemeenskap en hier gaan dit daaroor om ander lief te hê. Jesus het nie alleen gestap nie. Hy het disippels geroep. Hy het saam met ander geëet. Hy het sy lewe gedeel met onvolmaakte mense. Geestelike dissiplines is nie maar net persoonlik nie. Dit is verhoudingsgerig. Gemeenskap leer ons baie dinge. Dit leer ons geduld, dit leer ons vergifnis, dit leer ons nederigheid en dit leer ons ook liefde in praktyk. As ons onsself isoleer, dan verswak ons disippelskap. 'n gedeelde lewe, 'n lewe wat ons met ander rondom ons deel, versterk ons disippelskap. Die volgende gaan oor diens. Diens is die vrug van 'n geordende innerlike lewe. Jesus se innerlike lewe met God het uitgevloei in diens. Die vrug daarvan was genesing, onderrig, insluiting van uitgeslotenis, diens sonder erkenning. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, soos wat ons lees in Markus 10 vers 45. Geestelike dissiplines wat nie lei tot liefde nie, is maar net selfgesentreerd. Die doel is nie geestelike intensiteit nie, maar Christus gelyke deernis, wat ons dan vir ander rondom ons ontwikkel. Die volgende is neem my juk op julle, en hier gaan dit oor 'n gedeelde lewe. Jesus sê, neem my juk op julle. 'n Juk is gebruik om 'n jonger dier saam met 'n ouer en 'n sterker dier te laat loop. Jesus nooi ons om saam met hom te stap, om teen sy pas te stap. Geestelike dissiplines is nie swaar laste nie, dit is gedeelde ritmes. En daarom beskryf Jesus sy weg as nederig en sag. Die volgende wat hy dan ook vir ons sê en beloof is dat julle sal rus vind. En dit is die vrug van Jesus se lewenswyse. Dit is die belofte. Nie uitputting nie, nie uitbranding nie, nie konstante skuldgevoelens nie, maar rus vir die siel. Helderheid van hart, getroue volharding. Die dissiplines of praktyke van Jesus haal ons nie uit die wêreld uit nie.
Hulle anker ons diep genoeg, sodat ons goed binne die wêreld kan leef. Dit is 'n uitnodiging, nie 'n kontrolelys nie. Jesus nooi ons nie na perfeksie nie. Hy nooi ons om 'n leerling van hom, om 'n navolger van hom te wees. Nie alles op een slag nie, nie foutloos nie, maar getrou. Geestelike dissiplines gaan nie oor ons bewys van ons toewyding aan God nie, maar dit gaan oor vorming deur God se liefde. Kom na my toe, leer van my, en julle sal rus vind. Die volgende gaan ons nou kyk na Matteus 23, Jesus se waarskuwing. Jesus waarsku hier dat dissiplines ook prestasies kan word, en hy waarsku daarteen. In Matteus 23 kry ons een van Jesus se skerpste, maar ook liefdevolste waarskuwings. Hier praat Jesus nie met buitestanders nie, maar met mense wat die skrif ken, mense wat vas, mense wat bid, en mense wat godsdienstig leef. Hy sê in vers 5, alles wat hulle doen hulle net om deur mense gesien te word. En dit is die hart van die probleem. Die Fariseërs het nie te min geestelike dissiplines of praktyke gehad nie. Hulle het te min innerlike transformasie gehad. Jesus sê, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. In Matteus 23 wys Jesus hoe geestelike handelinge kan verander in 'n verhoog, in 'n manier om raak gesien te word, in 'n manier om status te bevestig, in 'n manier om reg te lyk sonder om waarlik te verander. En dit is presies waarteen Jesus ons wil beskerm. Die volgende gaan oor wanneer dissiplines dan skeefloop. Jesus sê in Matteus 23 vers 4, hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. En dit is wat gebeur wanneer dissiplines nie meer uit genade uitvloei nie. Wanneer dit nie meer vorm nie, maar oordeel. Wanneer dit nie meer na God lei nie, maar na selfregverdiging. Farisisme maak geestelike praktyke swaar. Jesus maak geestelike praktyke lewend. Dan moet ons ook kyk na die buitekant versus die hart. Ons lees in Matteus 23 vers 25 en 26, julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is dit vol hebsug en onbeheersdheid, selfbevrediging. Maak eers die binnekant skoon, dan sal die buitekant ook skoon wees. En hier lê die kern van alles wat ons oor geestelike dissiplines gesê het. Jesus sê nie, moenie bid nie. Hy sê nie, moenie vas nie. Hy sê nie, moenie geestelike praktyke hê nie. Hy sê, begin by die hart. Ware geestelike transformasie werk van die binnekant af buite toe. En dis dan ook waar ons die kontras kry met Jesus se uitnodiging. Dit is betekenisvol dat Jesus in Matteus 11 sê, kom na my toe, neem my juk op julle en julle sal rus vind. En in Matteus 23 sê hy, hulle lê swaar laste op ander se skouers. Dit is twee heeltemal verskillende maniere van geestelike lewe. Farisisme dryf ander mense uit. Dit maak swaar. Dit wek by mense skuld en vrees. Die weg van Jesus nooi mense in. Dit bring rus. Dit vorm ons stadig en getrou. Jesus se waarskuwing in Matteus 23 herinner ons daaraan dat geestelike dissiplines maklik kan ontaard in farisisme.
'n uiterlike godsdiens sonder dat daar innerlike verandering is. Wanneer vas, gebed en die skrif nie meer ritmes van genade en vorming is nie, maar maniere om goed te lyk of om veilig te voel, dan het ons die hart van Jesus se weg verloor. Jesus nooi ons nie na skoon bekers aan die buitekant nie, maar na harte wat van binne af nuut gemaak word. Geestelike dissiplines is nie bedoel om ons beter te maak as ander mense nie, maar om ons meer oop te maak vir God se werk in ons lewens. Dit is nie 'n verhoog vir prestasie nie, maar 'n werksplek vir transformasie, vir verandering van binne na buite. Die Fariseërs het geestelike praktyke gebruik om reg te lyk. Jesus nooi ons om toe te laat dat hy ons harte verander. Die weg van Jesus lei nie na uitputting nie, dit lei na rus. Waar nooi Jesus jou vandag om stadiger, om eerliker, om eenvoudiger te leef, om gevorm te word, sodat sy koninkryk op aarde deur jou kan kom? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom na U toe, nie met ons prestasies nie, nie met bewysdrang nie, maar met oop hande en oop harte. Bewaar ons daarvan om geestelike praktyke een kant toe te skuif, of om dit te verander in uiterlike vertoon of selfregverdiging. Verlos ons van 'n godsdiens wat reg lyk, maar wat nie ons harte verander nie. Vorm ons van binne af, sodat gebed weer afhanklikheid word, vas weer vertroue word, en stilte weer die ruimte word waar ons U ontmoet. Leer ons om U juk op te neem, nie swaar en knellend nie, maar U juk wat sag en lewegewend is. Maak ons harte skoon, Here, sodat ons lewe, ons woorde en ons dade kan getuig van U genade en U waarheid. En mag ons, terwyl ons U weg leer, rus vind vir ons siele. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Gaan dan heen onder die juk van Jesus, wat Christus, wat sag is en lig dra. Mag God julle harte van binne af vorm, sodat julle wat julle doen voortvloei uit genade en nie uit prestasie nie. Mag die Gees julle leer om stil te word, om te laat gaan en om uit vertroue te leef. Mag julle nie swaar laste dra nie, maar rus vind vir julle siel. En mag die seën van God die Vader, die Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.